Goeiemiddag allemaal. Welkom by die 23ste Suidoosterfees en as ook welkom thuis by die Jakes Gerwel Stichting se aktuele en raakvat gesprekke. Ek is Candice Jantjies en ons dwaal vandag bietjie in die buiteteks van 'n onderwerp bekend as die lewe as drama met twee bekroonde en veelsidige teatermakers, Christo Davids en Herschel Benjamin. Christo Davids is 'n skrywer en regisseur, as ook akteur met bekende werke soos flieks soos Law, Red Zone, Spoorloos. Julle sal hom ken van Scandal en werk agter die skerms van Sewende Laan. So Bishops Over Lewes, My Seuns, Queen julle en natuurlik Laiti met die Biscuits, die toneelstuk, as ook die boekverwerking wat hom vandag hier bring. Herschel Benjamin, jou CV maak my 'n bietjie moeg. So jy is 'n digter, jy is 'n publisiteitsspesialis, jy is ook 'n dramaturg, as ook 'n akteur. En Herschel is bekend om stukke soos Jocelyn, meer as 'n naam, die toneelstuk wat hom ook vandag hier bring, as ook my gunsteling in slawenhuis. En dan het ek 'n voeltjie hoor fluit, ek weet nie of ek dit al mag sê nie, maar ek dink ek gaan dit verklap. Herschel is ook besig met sy debuutbundel by die Jakes Gerwel Stichting se skrywershuis in die Ooskaap. So Herschel, Christo, baie welkom en ook baie geluk. Die twee boeke hier voor u, Jocelyn, meer as 'n naam, en Laiti met die Biscuits, is vars van die drukpers af en dit is die boekverwerkings van hulle dit is die boekverwerkings van hulle veelbesproke as ook bekroonde toneelstukke, Christo se Laiti met die Biscuits, opgedra in die lewe van Nathaniel Julius, die 16-jarige seun wat met Down-syndroom wat na bewering deur polisielede in Eldorado Park in Johannesburg doodgeskiet is, en Herschel se Jocelyn, meer as 'n naam, die storie van of eerder opgevoer deur die lense van die kinders van ons land, gegrond op die verdwyning van die blou oogkind van Saldanha Bay. Herschel, Christo, baie welkom en baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Julle twee groot stories getakel. Ek dink elkeen het nie gehoor, weer van ken nou al die storie, dat het die land geruk en klem spesifiek op het die land geruk, want ek dink julle stories gaan spesifiek om met die kwessie dat dit 'n alledaagse probleem is. En ek het spesifiek die datums uitgelos van wanneer hierdie gevalle gebeur het, want dit is voortslepende gevalle, veral in die geval van Nathaniel Julius se hofsaak wat nog voortsleep en eers in Oktober van die jaar hervat. So ek gaan nie te veel dwaal rondom die details rondom die storie sê. Ek wil vandag meer fokus op die benadering wat julle geneem het met julle toneelstukke. Sê die feit dat julle die groter kwessie beklemtoon, dat julle die gewete van die land as het ware vasgevang het in die toneelstukke van julle, en ook die skryftegnieke daar agter. Herschel, en jy het 'n bietjie gepraat daaroor op ons skrywersresidensie in die Ooskaap. So ek wil net begin met koerant of nuus opskrifte wat my bybly. Die Son, meer as net Jocelyn, Letitia Poupel se Crescendo of die trefnote na resensie, die stuk dien om jou gewete te bly prik, as jy kan skryf. En dan ook die Woordfees Ink papier wat gesê het, Laiti met die Biscuits, dit is 'n wekroep, en een van die resensente het in haar resensie geskryf dat Nathaniel, ek's jammer. So, kom ons begin met wat julle wou regkry, aangesien ons vandag ook resensente resenseer, hoe waar spreek die indrukke tot die doelwitte wat julle vir julle gestel het met die stories, om het te bewerk na toneelstukke? Christo, ek dink ons kan met jou begin. Hallo almal. Eerstens baie dankie vir hierdie geleentheid en baie dankie Nel vir die wat hierdie play gepubliseer het. Ek voel baie geëerd dat dit is en dat dit in boekvorm is vir die wat nou die play kon sien en dit nou vandag kan lees. Ek dink nie noodwendig dat enige skrywer, Christo skryf nie om te kyk wat 'n resensent gaan sê nie. Ek skryf ook nie noodwendig om te kyk
wat die gehoor gaan sê daaroor nie. Wat ek wel probeer doen as ek skryf is om my interpretasie van die samelewing te gee. En as 'n regisseur glo ek, of as 'n skrywer glo ek dat as jy een toneelstuk opvoer en daar's 200 mense wat aan hy toneelstuk kyk, het jy pas 200 verskillende toneelstukke opgevoer. Want 200 mense wat daar binnekant sit, gaan 200 verskillende ervarings hê oor dieselfde storie. So daar is nie noodwendig 'n reg of verkeerd nie, daar is nie 'n spesifieke manier in my opinie van hoe dit gedoen word nie. Wat ek wel na soek is, wat is eerlik en wat is waar? Wat is waar en die grootste rede, hoekom skryf ek hierdie spesifieke ding? Wat is daar wat Christo wil sê oor die samelewing? Wat is daar wat Christo wou sê oor Nathaniel Julius se lewe? Wat is daar wat ek wou sê oor ons benadering aan Nathaniel? Want nou is hy dood en al wat ons kan sê is jammer. Ons is jammer hy is dood, maar wat het ons gedoen? Soos 'n predikant in 'n kerk elke Sondag 'n woord bring en mense se lewe probeer verander, is 'n teater of 'n televisieskerm of wat ook al dit is waar die skryf uitgebeeld word, is vir my ook 'n kerk. Daar is ook 'n plek waar jy jou woord of 'n storie na vore bring en hoop dat daar 'n verandering kom en nie noodwendig 'n fisiese verandering nie, maar dat daar 'n geestesverandering in mense plaasvind as hulle die werk sien of die werk lees. My oupa het altyd gesê, as jy jou gehoor onveranderd gelaat het, dan was jou toneelstuk 'n flop. Mens kan nie in 'n teater inloop en presies dieselfde voel oor die lewe as jy daar uitstap nie. En dit is een ding wat altyd by my bly en dit is een van die dinge wat ek altyd na kyk as ek skryf. Is this entertaining? Is this educating? Is this enlightening? And is it emotionally captivating? En as ek daai 4 goed in 'n storie kry, dan weet ek, okay, dit is hoe 'n mens, ek het iets beet. You know, in die geval van Nathaniel Julius, toe ek het op die nuus sien, was ek so geraak deur hierdie feit dat hulle sê die polisie, of op baie stadium van die Wes het hulle nie geweet wie die kind doodgeskiet het nie. Hulle het gesê dit is deel van 'n gang violence. Right, daar was 'n protest gewees oor water en die kind is doodgeskiet in 'n crossfire. En dit is so maklik want is in 'n breingemeenskap in die Eldorado Park. Is maklik om te sê, nee, hulle het hom geskiet. Right, dis die persepsie en is maklik vir die land om te glo. Dis maklik om te gaan, ja, hy shame. Nog 'n kind dood op die Cape Flats, nog 'n kind dood in die Eldorado Park, Westbury of Enidale. Maar in hierdie geval, toe meer die storie homself ontbloot het en hulle begin agterkom het, maar die polisie het iets hiermee te doen gehad, het dit my so geraak, want ek dink die hele tyd, ja, hierdie mense wat veronderstel is om ons te protect, ons het al so bang geword vir die polisie. As jy 'n polisieman sien aankom, sien jy nie hoop, vrede, beskerming nie, jy het 'n vrees in jou. Jy voel onmiddellik asof jy iets verkeerd gedoen het en wat het daarna toe gelei, you know. Nathaniel was mentally challenged, so in ons samelewing was hy abnormaal, want ons sien onsself as normale mense. En die dag toe Nathaniel geskiet word en hy's nou dood en sy dood wys eintlik vir ons hoe normaal hy was in 'n abnormale samelewing. Dankie Christo, ons sal net tot terugkom na daai raakpunt wat jy noem van die abnormale samelewing. Dit is juist die titel van jou eerste bedryf in jou drama. So as jy dink ons kan nou oorgaan na jou toe. Hallo Candice. Presies alles wat Christo gesê het. Ek dink as jy skryf, dan sit jy daar en jy dink, wat gaan die resensente en die mense wat die pryse uitdeel sê nie? Is 'n job. Jy sit daar en dan moet jy dit ook ernstig opvat, soos Christo gesê het, wat wil ek hê mense wat wil ek hê dit moet doen aan mense as hulle uitstap, jy weet. Vir my was dit baie belangrik dat met Jocelyn die stuk, ek wou baie graag hê dat mense moet dink oor die oomblik, die alles wat nou gebeur het met Jocelyn se saak, hoe dit uitgespeel het in die media, op sosiale media. Ek het gedink daar's 'n geleentheid vir ons om net te herbesin oor hierdie goed wat, soos Chris ook nog gesê het, die abnormale en die normale, dit gaan so partykeer en dan besef ons eers, jy weet, ons normaliseer nou die abnormale, dat okay is dat ons inkoop in die spektakel, in die chaos, in die jammerte, jy weet, en ons los dit daar en dan beweeg ons aan. En as ek sê
ons, praat ek van myself ook, wanneer jy sit daar as skrywer en jy dink, yes, maar ek doen ook dit elke dag. Ek scroll ook aan en ek beweeg aan, maar jy wil hê die gehoor moet uitstap met hulle moet gaan dink en jy hoop dat as hulle daar uitstap, hulle gaan doen iets anders in hulle lewe, in hulle daaglikse lewe, 'n klein dingetjie, hoe hulle kyk na die kind wat hardloop in die straat. En jy hoop hulle dink 'n klein bietjie anders te oor, dis nie my kind nie, maar daai kind wat daar hardloop, ek moet seker maak, wie is die kind? Waantoe is hy op pad? En daai klein goeters het ek net gevoel, want ek het groot geword met dit. In my ma se pad, ek is almal kyk na almal se kinders. En met Jocelyn is die geval, en met Nathaniel, dit is kinders in gemeenskappe, en iewers kan ons nie net, iewers moet ons dink oor, wat gaan ons doen om 'n verandering te bring, sodat hulle groot word in 'n land, in 'n wêreld, wat 'n klein bietjie beter is, as wat dit nou is. Dankie, Herschel. En jy het nou genoem dat jy mense anders wil laat dink, Christo, jy ook. En ek dink julle het dit op sulke literêre treffende wyse gedoen. Herschel, ek en jy het al voorheen gesels, ons doen dieselfde skryfresidensie by die Jake Scherwel Stichting oor die tegniek wat jy gebruik het, jammer. En jy het gesê dat dit die Brechtian se tegniek is, en in jou drama word dit ook gestipuleer. Kan jy net vir ons uitbrei rondom dit, want gepraat van die media spektakel, beeld vir die gehoor bietjie uit van hoe die stel ontwerp lyk, hoe die kinders deur die koerantpapiere soek, lei ek af na Jocelyn, die kinderkoor wat die land se kinders verteenwoordig. Brei bietjie uit op daai proses. Ja, Candice, ek dink as jy met terme soos Brecht en Müller, Christo weet, ons like Shakespeare, ons like om oor dit te praat, maar natuurlik 'n gehoor kom, hulle kom kyk die show en hulle sien daar's koerantpapier, daar's 'n hokkie, en hierso beweeg nou 'n groep kinders en hulle dwaal en Rihanna kom in met bottels wat sy klink en dit is wat hulle kry. Hulle sien nie die en is nie jy weet alledaagse mense kom nie om oor Brecht te kom leer nie, maar ek het gedink die styl van Brecht en Müller, daai post-industriële Duitse theaterstyl, was die manier hoe ek Jocelyn wou aanpak, want ek dink ek het gevoel, ek wil amper die gehoor net laat voel, jy kom nie nou hiernatoe om te verdwyn in die storie nie, daar's oomblikke daarvan, maar ek wil ook heeltyd vir jou aandadig hou, ek wil vir jou complicit hou, en met Brecht se styl kan jy dit doen, want jy breek die fourth wall, die chorus werk, die koor werk in 'n manier waar hulle is karakters, en dan is hulle ook 'n gewete, hulle morf in 'n manier, hulle transformeer afhangende waar hulle in die toneel is. Met Rihanna se karakter, jy weet sy speel verskillende karakters, en een van die groot ding was sy was soos die grootouer, 'n Krotoa Eva figuur, wat ek glo waarvanaf ons nasie kom, en sy is dan ook net 'n aktrise wat 'n werk kom doen. Want ek dink daai teenstrydigheid in die play gee dit ook 'n bietjie meer vet vir die akteurs om mee te speel. Hulle moet ook weet wat hulle doen. En terselfdertyd vir my ook, wil ek myself, terwyl ek dit skryf en in hierdie styl ingaan, wil ek ook myself, honestly, net 'n klein bietjie, ek wil myself uitdaag. Ek was soos aan wat anders kan ek doen wat ek nog nie gedoen het nie. En Christus sal weet, as 'n skrywer, theater maak you only as good as your last thing. So vir my was dit maar ook net dit. Ek is gefascineerd met die vorm van Brecht en Müller en daai styl, en dan natuurlik ek moet hierdie job doen om 'n baie belangrike storie te kan vertel vir 'n gehoor. Ek sal ook dan net weer terugkom na daai belangrike punt wat jy uitgelig het oor die gewete, wat ek ook dink baie mooi in albei toneelstukke uitgebeeld word. Ons kan later bietjie daaroor praat. Maar Christo, ek dink byvoorbeeld aan jou eerste bedryf waar jy sê in die inleiding die bietjie van die weeromstandighede word geskep. Die omgewing
of in die eerste paragraafie noem jy dat dit by 'n spaza winkel iewers afspeel. En dis ook vir my so 'n sterk tegniek om te veralgemeen wil ek sê, to universalize a story. Hoewel jy later die Geluksdalweg is die plek se naam, maar net iewers in 'n area in Eldorado Park. En dan skep jy ook, dan oortref jy ook jouself deur te sê, daar is oorblyfsels van 'n kar en papbande wat lê. Dat hy al klaar vir ons aan dat daar onrus en al daai onrus en geweld is sonder om dit uit te stippel vir die leser. Kan jy net bietjie vertel rondom die sê maar die dramategnieke wat jy ingespan het om daai sê om die omgewing te verhef, om die algemeenheid van die storie te verhef? Ek het nie eintlik tegnieke nie. Ek het nog nie opgelei in dit nie. Ek skryf maar uit my gut uit. Ek skryf maar uit. Toe ek jonk was het my oupa gesê as jy wil leer skryf, dan moet jy begin lees oor ander skrywers. Jy moet nie net lees wat die skrywer skryf nie, jy moet begin lees oor ander skrywers en hoe hulle by sekere goed uitkom. En een van die dinge in meeste van die plays wat ek skryf of direct, of het nou in my eie werk is of iemand anders se werk is, dat ek het nog altyd 'n obsessie gehad met die weer. Die weer gee vir my altyd baie van hoe die dag gaan wees. Right? Partykeer kan dit reën, maar selfs as dit reën skyn die son op daar, you know. En selfs as dit die somer op sy beste is, dan breek 'n donderstorm uit. So as ek die prentjie in my kop begin sien, dan is die eerste ding wat ek vir myself vra is hoe laat in die dag was dit? En hoe die weer gelyk daai oggend en wat het daai mense aangegaan? Want as ek dit begin kry, dan begin hy mense van myself te vorm. Jy moet ook onthou, nee, ek glo altyd 90% van die tyd het die storie my gekies. Ek fasiliteer maar net 'n storie tussen woorde en wat veronderstel is om te gebeur. Ek dink hier daar is soveel meer as dit nie. Vir my persoonlik nie. Maar om byvoorbeeld die skets van Laitie met die biscuits bymekaar te sit. Ek het groot geword oor kan 'n winkel. My vriend Nul Koopman sit hier, so sy pa het hy winkel geown op Heidelberg. En Nul was my buurman gewees toe ons het saam groot geword op Heidelberg in Hoogstraat. En oor kan ons was 'n winkel en alles het op hy winkelstoep gebeur. Daar was games binne in hy winkel gewees. Ons het wegkry 'n bietjie rondom hy winkel gespeel. Toe ons ouer word, kom maar 'n poolbord in hy winkel en so daai winkel het vir my 'n groot deel van wie ek is bestaan uit daai winkel uit. Right? En ons het almal gehelp om die yskriem van Getty in te dra en aan die einde van die dag dan kry ons elkeen 'n 20 sent en 2 sakkers as payment. Right? So daai winkel in Laitie met die biscuits het vir my kon ek baie meer resoneer met 'n Laitie wat gaan biscuits koop. Die eerste 9 jaar van my lewe het ek in Mitchells Plain gebly, in Eastridge. En ons het in Mitchells Plain net getrek in 1991, omdat die riots in Mitchells Plain met die ommeswaai van ons land, het Mitchells Plain begin brand en my ouers het dit beter gedink om hulle kinders uit te vat. So al hierdie elemente saam het vir my daai winkel gegee. Dis 'n winkel wat toe is want hulle het geraai het hierso. Right. Die tyres is pap. Die kar of die trok waar daar staan is al reeds half uitgebrand, want waantoe is daar nog? Kan hierdie goed ooit reggemaak word? En as jy mooi kyk na die set design van Laitie met die biscuits, as daar mense is wat dit gesien het, sal jy sien ons het die ou onkruid wat as 'n kar lank gestaan het, dan begin hy mos te groei rondom sy tyres. Right. Dit was vir my 'n verskriklike belangrike image wat daar moes wees sodat mense kan sien hierdie gemeenskap het nog nooit vorentoe beweeg nie. Hulle staan nog net hier waar hulle gelos was. So as begin vir dit, right? En die wind en die donderweer wat die hele tyd slaan met iets wat kom, iets wat gaan gebeur, iets wat kom, is vir my as 'n skrywer baie belangrik, want ek dink as jy daai elemente agter mekaar het in jou teks, dan weet jou regisseur en al jou designers en almal wat deel is van hierdie produksie, waantoe om te gaan. Dit sit al reeds die akteur, jou regisseur, almal sit al reeds in hy prentjie. Dis die verwagting daarvan. You know, rommel wat oral rond, almal, hulle vee gewoonlik die hele stoep skoon, maar onder hy trok bly hy vul is. Dankie Christo. En dan gepraat van die akteurs wat weet wat hulle moet doen. Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Chris Wilkotse en Jocelyn Smith, hoe hy byvoorbeeld, ek wil nou nie stereotypies klinkie, maar hoe hy 'n tikkop
lewe gegee het aan 'n tikkop se akkeltjies en se maniertjies. Wat en Christo in jou stuk, die akteur wat vir Noah speel, het nie noodwendig Down syndroom nie, maar hy het daai sê die onskuld so mooi belichaam en uitgebeeld. Wat maak julle van die jong talent waarmee julle werk op hierdie toneelstukke en hoe hulle omgaan met die werk en natuurlik ook die rol van 'n skrywer, 'n regisseur? Candice, ja, ek het nie eintlik geweet, ek gaan met die jong mense werk nou vir Jocelyn nie, so toe Saartjie nou vir my bel en sê maar is eintlik deel van die proscenium ook, en daar gaan 'n groep jong mense wees. So ek het van die begin af geweet, dit is waarmee ek werk en ek moet vir hulle ook iets gee waarmee hulle kan speel. Dis jong talent, dis hulle eerste keer en ek het hulle op daai stadium nie geken nie, maar ek het geweet ek werk met sê maar 6, 7 jong hoërskoolleerders en dit het my ook aangegryp. Dit het my ook net, okay, wat doen 'n mens met jong talent? Soms gee vir hulle karakter, maar nou is hulle ook 7. So ek het ook met dit gedeel van die jy weet, hoe figure ek dit uit vir al die spelers en hoe gee ek vir hulle iets om mee te speel? So elkeen moet 'n geleentheid kry ten minste in die play om soort van 'n oomblik te hê en dan natuurlik het ek dan nou met die Brecht-styl gedink, okay, nou kan ek vir hulle in 'n koor sit en dan dit beteken dan ook nou hulle kan saam beweeg. En soos Rihanna ook sê, koorwerk in toneelstukke is baie moeilik. Dis baie moeilik. Dit is nie net maklik nie. So vir my, ek het begin met grootouer is my eerste karakter, maar met die publikasie het ek die koor eerste gesit, want hulle is die belangrikste. En die feit dat hulle die kinders is, jong talent, jy kan nie, as jy na die theater toe kom, jy kan dit nie miskyk nie. En soos jy gesê het, dan sit jy daar met Criswell, wat van Klimbolem afkom, naby waar ek groot word op Ketberg. So ek het gesien in die rehearsalproses met Jason en Byron, hoe hulle goeters ontlok uit die jong spelers uit, wat net hulle verwysingsraamwerk, jy weet, hulle ken iets, of hulle het iets van die wêreld of die karakter, wat hulle in, sê maar, 2 dialogues moet speel. En hulle gebruik dit, en hulle werk aan dit, en ek het ook baie van hulle gekry in die workshop proses. So, baie van die goed wat geskryf is beelde wat hulle soms gevorm het, en ek kon toe nou, jy weet, baie privileged skrywer daar weggaan en gaan sit en skryf, because I just saw Bronwyn of Ronald het nou dit gedoen, en daar's 'n oomblik waar ek iets onthou van, dit is die Weskus wind wat waai. En daar moet, hierso, hulle, die foto's, dit is die media, dit is die sosiale media, alles wat dan ingespeel het op die storie. So, om by jou punt te kom, baie belangrik, en jy hoop jy gee vir daai jong talent iets, en hulle is baie talentvol. Vir my is dit, ek weet hoe dit is om daar te wees, so jy moet vir hulle iets gee, because I know also, hulle wil ook hulle oomblik hê, en dis deel van hulle careers, jy weet, hierdie is baie formative vir hulle, om hierdie geleentheid te hê, en jy hoop die teks gee vir hulle daai geleentheid om te shine. Ja. Absoluut. Chris, wou jy iets bygevoeg daarbey? You know, daar's 'n voordeel aan om 'n jong akteur te wees. Ek is van mening, as 'n akteur, dat hoe ouer jy word, hoe moeiliker word dit om te speel, om toneel te speel. Want as jy 23 jaar oud is, het jy net 3 keuses van hoe jy die rol kan speel. En hoe ouer jy word, hoe meer word daai keuses. En kom jy by 40, 45, nou is daar skielik 10 maniere hoe ek een karakter kan speel. En dit is altyd 'n regisseur se job om eerstens om sy akteur so goed as moontlik laat lyk, en tweedens om 'n veilige plek te skep vir akteur om in te werk. Right? Want 'n regisseur is 'n fasiliteerder tussen 'n skrip en sy actors. Die regisseur homself is nie op hy verhoog nie. In Lighting met die Biscuits, as die show begin het daar 'n nuusbulletin gespeel.
op die set was geproject geweest oor die actual riot wat op daai dag in Eldorado Park gebeur het. Nou omdat ek nie die actual story van Nathaniel Julius kon vertel nie, ek moes 'n ware lewensverhaal vat en dit 'n fiktiewe storie maak, want as ek daar sê, as daai karakter se naam Nathaniel Julius is, dan as ek môre bankrot gesoek. Ek het klaar nie geld nie. So daar is verskillende dinge, en om terug te kom by die punt van die jong akteurs, Joshua Dyson, wat uitstekend was as Nathan in Lighting with the Biscuits. Ek wou nie hê hy moes homself verbeel hy's 'n Down syndroom kind nie. Ek wou hê hy moes mentally challenged wees. En vir my ek was ook die regisseur van die toneelstuk, vir my om dit reg te kry, het ek na 'n skool toe gegaan in Joburg wat deel met mentally challenged kinders. En hulle het vir ons een van hulle spesialiste gegee. En daai dame was geboek vir 7 sessies met Joshua. Hoe hy staan, hoe hy sy hande gebruik, hoe sy spraak uitkom, wanneer hy sy kop draai, hoe hy sal reageer as 'n sekere ding gebeur, hoe styf hy vashou as hy aan iemand raak, hoe hy daar was verskriklik baie ingesit om dit nie reg te kry nie, maar om dit eerlik en geloofwaardig te maak, sodat as iemand wat mentally challenged daarna kyk, by homself dink, dis ek wat, he's like me. Want ek dink ook baie keer, en in toneelstukke, omdat ons nie al die tyd en die geld en die klas van dinge het, soos wat in baie ander lande is nie, sometimes we lack that research. We lack the time to really craft it. En met hierdie toneelstuk het ek en die vervaardiger van die toneelstuk, Alexa Strachan, dit was 'n prioriteit gewees, om seker te maak, is dieselfde soos, toe ek Queenie hulle gedoen het, dit was 'n prioriteit gewees om seker te maak, dat hierdie mense met beggies gaan deel, sodat hulle kan sien, hierdie mense leef so, dis hoe hulle praat, dis hoe hulle, because otherwise, is daar nog steeds 'n skeiding tussen wat die toneelstuk is, en wat die waarheid daar buitekant is. Het die akteur 'n gevoel van wat waar is, daar buitekant, en baie keer kan jy sê, maar dis die akteur se job om dit te doen, maar die akteur kan net doen waarin hy geondersteun word, om te doen. Ek hoop ek maak sin. Ja, 100%. Ek wil dan terug sirkel na die gewete. Julle boeke het, of julle plays en julle boeke het baie raakpunte. Ons deel met kinders, ons deel met maatskaplike kwessies. Dalk nie net kinders sê. Ek onthou Marian Tam se een rubriek waarin sy geskryf het oor die uitdagings van die Kelly Smiths van Suid-Afrika. Daar's redes waarom hulle sê tot sekere aksies gedryf word na bewering. So, julle het albei die kinders gebruik as die gewete. In Jocelyn is dit die kinderkoor, as ook die grootmoeder, wat dan die fourth wall breek en direk met die, sê maar, in 'n meta manier met die gehoor omgaan, en in Lighting met die Biscuits is dit die, ek is jammer as dit nou 'n spoiler is, maar dit is die, sê die gees van, nie Nathaniel nie, maar Nathan. Vertel ons net bietjie van hoekom julle besluit het om dit met daai spesifieke benadering te gaan, en hoe julle dink dit, sê maar, die doel van die stuk verhef. Sorry, ek wil net iets kyk. Ek wil net seker maak. Die hoofkarakter se naam is Noah. Maar sy naam het al baie verander. Maar hy is gepubliseer as Noah. Jammer, you wanna go? Wie wil weer vra, Candice, die Okay. kinders die gewete, nee. Ja. Die gewete en hoe dit bydra. Hoe dit bydra. Yes, ek wil nou filosofeer hierso, maar eintlik is dit maar ook net eenvoudig. Daar's groepe in die samelewing wat baie weerloos is. Kinders is natuurlik een van die grootste. As jy 'n kind is, jy's afhanklik van ouer mense. Jy's afhanklik van die dominee, die mense by die sonnaarskool, jou onderwysers. Jy's so afhanklik, want jy is besig om te groei. So ek dink daar's iets vir my in wie is die groepe in die samelewing of in die wêreld wat soms baie weerloos is. As 'n brain gay man is dit ook, ek is ook somehow in 'n groep iewers. En as gevolg van dit is ek somehow klein 'n bietjie vulnerable. En
ons almal is in 'n manier in 'n groep wat weerloos is. Maar kinders wat groot word, wat jonk is in 'n gemeenskap by die huis, in 'n huis wat nog, jy weet, ontwikkel, is jy weet, ek weet nie eintlik hoe om dit te antwoord die kennis, behalwe dat ek het net gedink, hier is 'n geleentheid, hoekom gebeur hierdie goed heeltyd met kinders in gemeenskap? Alles wat ons verkeerd doen, of alles wat nie werk in ons land, die syfer dan nou deur na die klonkie in die straat toe, wat daar hardloop, en iemand ry net vinnig verby hom of stamp hom. Alles wat fout van bo afkom in die wêreld, wie ook al in beheer is, wie die politikus is, bla bla bla, wat ek doen op my ouderdom, wat jy weet, alles syfer dan nou deur na hulle toe op einde van die dag. So dit is nie noodwendig, soms voel jy vir ongeldig, jy voel like, jy weet, ek kort goeders moet gebeur vir my in my land, maar somehow die goed wat nie werk nie, die ergste gaan altyd na die kinders toe, en ons sien dit dan nou. Ons leef met dit dan nou. So, ja, ons moet eintlik maar daar begin. Of as ons praat gesprekke het, moet ons altyd dink, en dit is hoekom Ingrid Jonker in dit is, hoekom Mandela daarin is, en sy kinderfonds, en sy eerste toespraak, die kind van Afrika, en alles wat ons doen, kom terug na hulle toe. Phila Komoti het gesê, die Here vergewe 'n mens baie, maar die Here vergewe mens nie dit wat jy 'n kind aandoen nie. En dit is ook dan die slotreël in die drama, waar Noah sê, mami, moenie worry nie, die Here vergeet nooit. Ja, die Here vergeet nie. Jy kan doen wat jy wil, jy moet onthou die Here vergeet nie. My ma het altyd vir my pa gesê. Jy praat van die gewete, en hoe toneelstukke baie keer aan mekaar gesit word. Een van die mentors en die mense wat my het wat ek vandag is, André Samuels. Hy het my een keer 'n boek gegee, Augusto Boal, Theatre of the Oppressed. En die laaste chapter van die boek deel met The Rainbow of Desire. En The Rainbow of Desire is die gehoorse gewete, sodat die gehoor besluit wat volgende in die toneelstuk gaan gebeur of veronderstel is om te gebeur. En in die laaste gedeelte van hierdie toneelstuk, wanneer hy dood is, but he's still around, sy gees is nog steeds daar, he's speaking for us, maar hy kan nie praat nie, want dis baie keer die probleem met die samelewing, is dat ons praat nie, ons sê nie, dis verkeerd nie, so die polisiemanne kan daar staan en lieg, en hy maar alles probeer oortuig, van wat eintlik met haar kind gebeur het, and we sitting there, and we know the truth, en ons sê niks, ons is stom. En dan sê Christo uit die tegnieke nie. Ja, Nee, ek grap maar. Voor ons oorgaan na die proses agter die verwerking na die boeke toe, wil ek terugkom na jou toe, Herschel, met die Ingrid Jonker verwysing, en hoe jy jou toneelstuk afsluit, en ook op die agteromslag, die kind is nie dood hier, die kind is weg. Ek dink ons het ook al hieroor gepraat, dat halve geslote narratief in die media is oor die Jocelyn saak, nadat Kelly hulle vonnisse ontvang het. Wil jy dalk bietjie daaroor uitbrei? Ek dink dit sluit ook aan met hoekom jy spesifiek die toneelstuk of ingestem het om die toneelstuk te doen, om aandag te wek rondom die feit dat Jocelyn is nie noodwendig dood, sy is weg. So ons daar kan nie 'n slot tot die verhaal wees nie. Ja, Candice, soos Christen ook gesê het, jy het maar fyn werk met die details van die storie, want ek is nie 'n polisieman nie, ek is nie 'n joernalis nie, ek kan gesoe word. So die storie, jy weet, nou weet ek die gehoor weet daar is nie 'n einde nie, want die kind is, jy weet, niemand weet tot op hierdie stadium wat het met die kind, ek weet die gehoor dink dit, maar die gehoor het ook in 'n manier opgehou, het besluit, wat ek agtergekom het, sy is gevang, sy is toegesluit, hulle kry wat hulle verdien, jy weet, iewers het ons ook besluit, ten minste is hulle in die tronk, jy weet, en daar eindig die storie. En ons weet daar so een politikus wat dit elke keer opbring en ietsie sê en na buite gooi.
Ek moes ook baie fyn werk. Ek het ook die geld nie en ek is baie bang. Maar in die naam van groen, jy weet so nou weet ek daar's nie 'n slotsom nie. Daar is nie 'n einde nie. Daar gaan nie 'n ontknoping. Soos Christo weet, soms in 'n storie wag jy werk na die klimaks toe en dan aan die einde kom dit alles saam. Ek het geweet daar is nie daai tipe ding. So ek moet iets anders doen. En ja, in 'n manier selfsugtig van my kant af ook. Ek het dan nou my eie relation met Jocelyn en met die storie probeer insit met die groot ouer. Jy weet, ek het gevoel dit is die eerlikste wat ek kan wees, man. Hoe hierdie groot ouer dan nou in die lokaal sê jy's hier, jy's daar. Jammer nie, ons hoor jou stem. Sy praat met Jocelyn asof Jocelyn nog hier is en ek het gedink ten minste I'll give that en hopelik kry die gehoor dit ook dat Jocelyn se gees is hierso. Ons het dit gekry. Baie geluk op daai toneelstuk. Dit is een van die dinge wat nogal wat baie treffend was vir weet jy of julle dit al gekyk het, maar dit speel hier by die toneel by die Suid-Oosterfees ook. Een van die dinge wat jy baie goed reg kry in daai teks en in daai toneelstuk is dat daar kan nie iemand is nie dood. As daar nie 'n liggaam is nie, daar moet 'n liggaam wees vir iemand om dood verklaar te word volgens wet. As daai liggaam nie bestaan nie, dan is daai persoon net weg. En wat great is van die play buite die feit dat hierdie kinders soek en hierdie vrou wat hierdie narration doen en hy meisiekind wat sy naam ek nie kan onthou nie wat die ma speel. Adri. Wat ook uitstekend is hoe alle elemente in die een spesifieke toneelstuk bymekaar kom en as jy daar uitloop, dan dink jy by jouself, joh, gaan sy kom, is sy weg, het ek nou misverstaan, het hy nou gesê, die kind is nog daar, of is sy dood, of is hy, en ek dink, die oomblik as jy dit kan kry, then you've opened conversation, right? Jy het nou net 'n gesprek opgemaak, en as jy 'n gesprek kan oopmaak, dan het jy toneelstuk geslaag. Jou teks het geslaag, want die vrae wat jy pose is vrae waarop mense nou vir hulle self antwoorde moet soek. I just wanted to add that, sorry. Dankie, Christo. Dis baie welkom. Dankie. So, die proses rondom die verwerking, die boekverwerking, ek let byvoorbeeld op, ek het Laaitie met die biscuits by die KAK&K gesien laas jaar, en iets wat my opgeval het in die boekweergawe is waar hulle sê die water van sy ma loop van Nathaniel se rug af. Dis byvoorbeeld iets wat jy noodwendig onmiddellik optel in 'n toneelstuk. Jy sien dalk hy straak my nie egtig of hy trek sy skouertjies op en hy's weer op pad huis toe, dan kom hy net weer terug winkel toe. So, wat was daai proses? Was dit vir julle, was julle hands-on betrokke daar of was dit half soos 'n tipe, ek wil dit nou nie sê copy-paste van die teks wat julle geskryf het nie, maar vertel bietjie rondom die verwerking. Kyk, baie keer skryf jy lyne en jy skryf dit maar net. En agterna kom sê iemand vir jou, Jesus, daai lyn wat jy daar geskryf het vir my so baie, en mense, en dan sit ons almal daar en people are talking about die monoloog wat meanwhile back at the ranch, is dit wat by die skrywer gekom het op hy oomblik, in Laaitie met die biscuits, dan sê hy vir haar, die polisieman sê vir die vroue polisie, ek kan nie die mense name nou onthou nie, maar Simon sê vir, kom Daniel, wat is die vrou sê? In elk geval, Simon Says, dit is 'n tema wat die play hardloop, dis hoekom sy naam Simon is. Simon Says, want sy volg al hierdie opdragte uit, en sy sê die hele tyd, sy is nie soos haar pa nie, sy is die, en agterna sê hy vir haar, sien sy, is in jou DNA, is in jou DNA, is deel van wie jy is, jy kan nie af van weghardloop nie. How do you say something like that to someone? En aan die einde het ek baie vrae gehad, veral by die Market Theatre, toe die mense van Eldorado Park hierdie show kom kyk. En Nathaniel se ma was in die audience gewees om die show te kom kyk. Dit roer jou nogal, as jy die terugvoer hoor van hierdie mense, en mense sê vir jou, ja, weet jy, die polisieman het een keer dit vir my gesê, of hoe het jy dit geweet? You didn't, die skrywer het nie geweet nie. Die skrywer het geskryf wat eerlik en uit sy gut het kom, wat op daai stadium van die wedstryd vir hom gewerk het. Right, ons sit almal en dink by onsself, jene in Kanaiko huis toe sê hy, die wind is sterk, nee, Kana, sê Makiet, onthou jy nog die wind, Kana, alles waar hier dood. Kom ons hou 'n bespreking oor wat hy. En baie kere dink ek, miskien het Adam het maar net, miskien is dit die eerste image wat in sy kop gekom het en he just wrote it down.
You know. Maar en dit is die ding van literatuur oor die algemeen. Hier sit ons en breek ons 'n koppe oor Shakespeare en wat hy daarmee bedoel het en wat hy frase beteken. En ek dink baie keer Shakespeare was maar net iemand wat sepies geskryf het. Maar sy voordeel was hy kon rym. Baie dieselfde wat Christo gesê het. Ek moet ook sê, en dis die tweede keer wat ek saam met Daniel werk, die uitgewer, hierso, en sy sal weet, ons het back and forth, en daar's interessante gesprekke ook, wat ek en sy dan nou het, oor taal en woorde, wat soms goed is, want soms, ja, soos Christo, jy skryf net die line, en ook, ek weet ook, hy sal ook weet, acteurs gaan speel daar, hulle sê nie die lines so perfect nie, so ek weet om nie precious te wees soms met lines en monoloog nie. Ja nee, moenie. Jy kan nie dan na die tyd sê nie, jy hoop maar net wat jy vir hulle gee is goed genoeg, maar om terug te kom met die boekbewerking, die tweede keer was met Daniel werk, en met in Slavenhuis was daar 'n soort van die oorspronklike teks, en met Jocelyn was dit ook natuurlik, ek dink die interessantste ding altyd is vir my met boekverwerkings is, gee ek die weergawe 100% soos dit op die verhoog was, which I can't, dit kan nie 100% soos, daar is een show wat Rihanna dalk die line uitlos, jy weet, en dit gaan nou nie hier kan staan nie, en daar is goed soms technici, jy weet, iets gebeur, jy weet, en dan vanaand sê hulle nie die line of die monoloog nie, maar in elk geval, so ek probeer teruggaan na die root source van wat ek geskryf het, en dan natuurlik met 'n wonderlike uitgewer Daniel, probeer jy skoonmaak met taal, jy probeer die komma sit waar die komma is, want soms vergeet jy waar die komma moet wees, en dan, dis maar 'n proses wat ook soos vir skrywers wat groot boeke publish, jy weet. Daar is sekere lyne wat 'n man skryf, right, soos die Here vergeet nie. You write that purposefully. Ja. Daai kom purposefully, jy verstaan dit van 'n emosionele perspektief af. Dit is nie noodwendig vir die skrywer om dit van 'n akademiese perspektief af te sien, of van 'n, soos 'n resensent dit sal sien nie. Maar daar is sekere goed wat jy in 'n toneelstuk inskryf, wat as daai man daai lyn uitlos, val hy hele toneelstuk uitmekaar uit. Die nuwe play wat ek of toneelstuk wat ek op die oomblik skryf, is 'n baie pertinente lyn, wat die een karakter vir hierdie jong lady sê, jou soort is soos 'n kanker in remissie. Jy weet nooit wanneer jy terugkom nie. Daai lyn vir my, that line defines that play. Dit is die kern van hy toneelstuk. Maar ja, so daar is sekere goed wat jy, that if you write it down, it needs to be there. Right? Dit moet daar wees. As daai lyne nie daar is nie, dan, en akteurs kom baie keer, en dis hoekom ek baie keer verkies om my eie toneelstukke te direct. Baie keer dan gee jy die toneelstuk oor, en dan kom het terug, en dan gaan jy, yes, but you missed, why did you change that? Hoekom het jy dit verander? Hoekom het jy, en jy moet ook respect hê daarvoor, because why, jou regisseur wat gekies is, en jou akteurs het dit anders gesien as wat jy is, en partykeer is dit beter, as wat jy geskryf het, in meeste gevalle wil ek glo, en ander kere is daar, dan sit jy daar as jy skryf, en jy dink by jouself, of jy het iets geskryf vir televisie, en jy kyk het, en jy dink by jouself, o nee, is hierdie die episode wat ek ag nee, sekerlik is dit nie. Rewind. So ja, so daar is sekere goed wat ons almal wil hê, behoue moet bly in die werk wat jy skryf. En as ek net daarop mag vra, wat vir julle twee was van die elemente in julle onderskeie plays? Dit kan 'n shorthand answer wees. Eintlik 'n verhoogaanwysing was wat Byron in die geselskap toe nou vir my gewys het. Hierso is jy besig met ietsie, want ek het 'n oomblik voor die toneel begin, het ek probeer skets Saldanha en die see en die wind hoe is 'n koue wintersaand aan die Weskus? Wat die sand in die Weskus is ook anders. So nou sit ek daar en ek is 'n verhoogaanwysing. Ek het dit nou vir my. Soms voel ek met verhoogaanwysings dis net vir my wat dit lyk is, maar ek weet natuurlik die akteurs hulle moet weet waar hulle is nou. En toe het hulle in die proses gesê, ons wil dit graag uitlees. Ek dink Ronald lees dit uit. Die Weskuswind waai, dit tol. Ek kan nou nie presies onthou nie, maar dit was daai gedeelte wat ek net probeer skets het, waar is ek nou? En dit was vir my baie nice geweest, want ja, ek ken daai wêreld en hulle het dit toe nou ook gebruik
gesê in die play, want anderstens, dis ook nou geskryf, so mense sal dit daar lees, maar anders sou dit nie eintlik genoem was, maar dit was toe nou die lyn wat ek agterna is, okay, daar, die straatlig is af, 'n kind, jy weet, hardloop huis toe, die mense sal hulle kyk TV nou, jy weet, en die wind waai so 'n bietjie en is koud en die sand wat inkom onder die deur. Dis mooi. Ja, ek wil ook net sê dat die ligging, die omgewing, omstandighede nogal integraal is tot albei die produksies, albei hierdie boeke. So dit is definitief iets wat ek dink die gehoor tref Herschel. Ek dink dis iets wat hulle ook geniet, so ek sou hoop dat jy nooit wegskram daarvan nie, but ja, ek is hier 'n theaterlei nie. Christo, wou jy iets byvoeg daar? Ek dink iets wat vir my uitstaan, of wat baie vivid in my memory is van Lighty met die Biscuits, nou ook, also taking into account dat hierdie toneelstuk is al opgevoer in 2014 die eerste keer, so dis ook 'n tikkie terug vir my. Die teks is al geskryf in 2022. Maar die een ding wat my altyd bybly is een van die lyne wat die formidabele Stephanie Baartman wat die ma speel in hierdie toneelstuk sê, sy vra vir die polisieman, wat het my kind gesê voor hy dood is? Het hy na my gesoek? Het hy vir my gevra? En die rede hoekom hy lyn altyd by my bly is omdat daai is presies wat Bridget daai aand op die nuus gesê het. Sy wil net weet, wat het haar kind gesê voor hy dood is? Het hy na haar gesoek? And that's a line that will always live with me forever, want dit is ook een van die grootste redes hoekom hierdie toneelstuk bestaan. Ja, dit laat dink my sommer weer aan die tipe gewete, of alle rande gedantes wat 'n gewete kan aanneem. So ons gaan nou 'n paar minute toestaan vir vryheid, jy gehoor, ek is net bang ons, ja, is dit dalk 'n revolving mic wat om kan gaan? Of julle kan maar net initiate. So eerstens wil ek net dankie sê vir Christo en vir Herschel dat julle hierdie boeke geskryf het en dit soort van kanselleer hierdie stereotypiese denke en gedagte wat mense altyd het van kinders in daai gemeenskap, want ek word ook groot op die Kaapse vlakte, amper naby Christo, Beacon Valley, Mitchells Plain. Okay. En daar is dit baie maklik om 'n gangster te raak. Want in daai tyd, ek dink altyd, terwyl Christel nou praat en Herschel, dink ek aan, my skool was byvoorbeeld 2 minute van die stasiemoordenaar af. So destyds kon hulle vinnig vir jou gesê dat 'n gangster vir jou gesê het, hoorie, ons gaan jou beskerm. So kom dra vir ons hierdie pakkie aan. So ek sê baie dankie dat julle hierdie boekie geskryf het en mag julle werke groei vanaf. Ek weet julle het gesê julle het nie baie geld nie, so julle kan nou antwoord hierdie vraag soos julle wil. Dink julle, terwyl julle nou hierdie boek geskryf het, dink julle ons SAPS is opgelei, of goed opgelei om vermiste kinders op te spoor of meer informasie te kry om ons kinders te kry? So julle kan dit antwoord soos julle wil. Sure, dis 'n baie dankie vir die vraag. Soos ek geleer is om te sê baie dankie vir die vraag en dan te antwoord. Waar ek vanaf kom, antwoord jy sê net. Kyk, ek dink ek het nie 'n antwoord vir 'n spesifieke vraag nie, want dit is baie gesentreerd rondom iets wat baie verwyderd is van die wêreld waarin ek leef en ek weet vir 'n feit die wêreld waarin Herschel leef. Die goed waarop toneelstukke of enige ander skrywe 90% van die tyd gebaseer is research. Right, dit is om te praat met 'n polisieman, dit is en ek glo stellig dat daar is baie meer goeie polisiemanne in hierdie land as die wat nie goed is nie. Dieselfde soos in enige ander gemeenskap of situasie waarin mense hulle self bevind, daar is baie meer goeie mense in hierdie wêreld as slegte mense. You know, daar is die Cape Flats is vol gangsters, nee dit is nie. Daar's een in elke 1000 mense wat jy voor jou sien. Do you understand what I mean? Dit is nie, so dit is ook die persepsie wat geskep word en die persepsie waarmee ons gelaat word in situasies, dit is ons polisie regtig opgelei om dit te doen? Ek dink ja,
Ek dink onze polisie het al baie goed vermag. Onze polisie het die station strangler gekry met Mickey Pistorius. Weet jy, hy dink ek catch me a killer. Right, dit is goed soos dit, dat onze polisie het al verskriklik baie suksesse gehad in baie weergawe. Stem ek saam met die feit dat die polisie, dat onze president die weermag, wat opgeleid is om mense dood te skiet, nie om vrede te bring nie, na die Cape Place toe gestuur het, nee, ek stem nie daarmee saam nie, want jy hardloop weg van iets wat eintlik 'n probleem is, wat jy nie kan oplos nie. Nou sien jy die army, nou kom hy Luitie, wat 7 jaar oud is, die brein Luitie loop skool toe, hy dink by homself, joh, ons is so gevaarlik, die army moet vir ons oppas. Do you know what I mean? What are you putting in that kid's head? Wat is die positiwiteit wat die Luitie uit hierdie army uit wat rondom hom moet staan, moet kry? Sorry, I'm digressing. But dit is goed soos dit, waar ek weer voel dat, nee, now the police is not doing their job. You know, onze president en sy Department of Justice is running, of Department of Police is running away from what the actual problem is, and this education, employment, and onze hele health sector. Sorry about that. Ja, ek kan maar net sê, wonderlik, ek hang aan julle lippe. Benjamin, Davids, julle wil nie weet wat het ek, hoe ver het ek gekom nou net vir Jocelyn nie, en dit was vir my, wauw, wat ek uitstap hoor ek 2 verskillende persone sê, ek het nog nooit so bly gesien nie. En om die draai toe sê die ander een, ons jong mense van vandag het talent, kyk hoe hulle hy karakters uitgebring. En dit is wonderlik, julle is getouch, en alle blessings vorentoe met julle skryfwerk. 2 van my vrae was beantwoord. Die een was, hoe diep het julle gedelf in julle research in die karakters en in die stories en die feite wat julle uitgebring het, julle het dit geantwoord. Baie dankie daarvoor. Dan het ek 'n vraagje wat ek wil gevra het. Jy, wacht, dat ek gewoon net woord seker maak hier. Ek vra hom reg. Okay, hoe lang het dit vir julle gevat om elkeen van die boeke 'n drama te skryf? Hoe lang het julle gevat daarvoor? En dan wil ek gevra het, sou ons nou, of ek het nog die boeke nie, ek stel baie belang, ek gaan dit vir my koop, en ons stel belang om dit in ons gemeenskap, vind ek is in 'n baie klein gemeenskap, verder te vat. Wat voel julle, wat is die kanale waardeur ek moet gaan, indien ek van my gemeenskap kinders op die planke wil sit, met daardie woorde in hulle monde? Baie dankie. Ek gaan sommer hierso, want ek is excited oor die laaste deel. Kyk, ek het met Byron en Jason Jacobs ook gewerk toe ons dit geskryf het. En die goed wat Jason en Byron doen in die Noord-Kaap. En dan wil ek byvoeg wat Tiffany en die KAKNK met die Karoo kaarte. Ek is meer jealous oor hulle. want daar's 'n hulle werk in die gemeenskap. Hulle gaan research, hulle gaan praat met die mense, hulle perform het vir die mense in die gemeenskapsaal. So ek wil net vir jou sê, daar is voorbeelde van hoe om iets te doen in 'n gemeenskap, en ek hoop eendag gaan ek ook dit kan doen in Piketberg. Ek en Elden het al daaroor gechat, en ek hoop, jy weet, ek kan eendag dit te doen, maar gaan kyk na Kraal, wat Jason hulle doen met Kraal, wat Karoo kaarte beteken, Tiffany en Theo, hulle is ongelooflik met die research daarvan, en dan net om te sê hoe lank het dit gevat. My proses was maar 'n workshop, so selfe, daar's nie baie geld en tyd nie, en het was winter, verlede jaar, Julie, ons Stellenbosch, ons werk daar vir, ek dink 'n week en 'n half, en jy skryf iets, en dan gaan jy weg, en dan werk jy maar aan dit, totdat hulle moet weer repeteer vir die woordfees, en dan moet jy draft ready het, en dan, ja, en dan, dit is maar wat dit is. Ek kon nou met die boekbewerking hierdie jaar met Daniel so klein 'n bietjie ander goeders doen, en jy weet, hierso ietsiekie bysit, maar daar's nie baie tyd eintlik, en ek wil ook al die research doen, maar ek is beperk. Ek kon dit met journalist, my Jean, praat, maar eintlik moes ek met klomp baie meer mense gepraat het, so ja, so. Baie dankie, Herschel. Voor ons aan ons tydsdrempel kom, wil ek net sê dat die boeke te koop is in die foyer, net oorkant die koffiestasie, albei uitgegee deur Protea Boekhuis. So Theo, kan ons nog een vraag toestaan, of moet ons afsluit? Nee, ons kan nog 'n vraag doen. Okay. Hi, goeiemiddag almal. Ek is baie bly dat ek vandag hier kon wees, because as mans, as skrywers, ek dink ons mense van die Cape Flats gaan deur die stereotypical ding, soos hulle
soos Christo genoem het van, het was 'n crossfire. En ek dink kunste is baie het baie min gehighlight in ons gemeenskappe. En my vraag aan albei van julle is, hoe is dit moontlik om vir ons wat terug gaan na ons gemeenskappe toe? Hoe kan ons, en miskien evens resources wat julle ook kan deel, van almal is nie akademies wat kan gaan studeer dit nie, van in ons gemeenskappe sê hulle, o, jy wil aktrise wees of akteur wees, so jy gaan arm bly. Want is 'n one-hit wonder en daar is die geld miskien in dit nie. Maar die ding van, jy wil die gehoor se gevoel kry, van ons is so silent gemaak in ons gemeenskappe, en spesifiek, hoe kan ons mans en seuns attract, want ek dink, dit is waar die groot nood is, en ek haal my hoed af vir albei van julle, want julle stories, nie net die twee nie, maar ek bedoel, alles wat julle oor die jare wat ons vir julle dopgehou het, is amazing, en ek kan nie glo dat, is net min mans mense van kleur, wat die type opportunities kry, en ons moet ways kry, so het julle enige taktieke, of maniere wat julle kan dink, of weet julle van hoe kan ons die kunste meer acceptable maak in ons gemeenskappe, sodat ons die gevoel kan trek na die mens toe, sodat dinge bietjie beter kan gaan in ons gemeenskappe. Dankie. Ek dink dit, again, goes back to the Department of Education. Dit gaan terug, it always goes there, want dit is daai mense se werk, om die geleenthede te skep, om seker te maak dat jou arts and culture section, so sport ook floreer, right, dat dieselfde tipe aandag gegee word aan kuns en kultuur, want dit wat hier gebeur en hoe om by hy uit te kom, is kuns en kultuur. Dit is hoe die departement geran word en hoe filter dit deur uit jou educational department in, binne in jou gemeenskappe in, en hoe bou jy skrywers? Hoeveel geleenthede word daar geskep, soos die Jake Scherwel Foundation of Stichting, hoeveel van daai organisasies bestaan daar buitekant? Hierdie is nie 'n government-owned organization nie, verstaan jy wat ek bedoel? Maar hoeveel van hierdie goed stigtings het ons government daar buitekant om seker te maak, dat mense se stories vertel word? You know, I'm always of the opinion that what we do in this industry is 90% preparation and 10% talent. Dit is die voorbereiding op die geleentheid. Right, as jy die 10% van jy is 'n talentvolle mens, maar dit is net 10% van wat eintlik moet gebeur. Dit is die voorbereiding vir hierdie. Dit is die voorbereiding om, hoe kry jy mense die toneelstuk op 'n verhoog? Hoe kry jy jou movie op TV? En dit is ongelukkig lê in die hande van wie is jou minister van onderwys of van opvoeding, wie is jou minister van kuns en kultuur, wie is jou minister van, dit is daai mense, en as daai mense nie dieselfde passie het, wat jou gemeenskap het nie, dan vir hy spesifieke ding nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Right, we all know that of hulle het my geleer toe ek law gestudy het, dat die structure van die gemeenskap werk nie van onderaf op nie. Right, dit werk van bo af. Want ons het mos nou 'n democratic state, so die gemeenskap is heel onder aan daai ongelukkig, soos die Grieke gemaak het, kom ons besluit vir julle, wat julle moet doen. En solank as wat ons nie dit het nie, things is not going to move forward at the pace that we hope and wish it will. Kan ek byvoeg net so klein dingetjie. Ek dink ook, ja, ek stem saam met die departement en ek wil amper ook bysluit by Christo van die onderwysstelsel ook, wat lees die kinders, wat se boeke, en daar is so baie van daai goed wat jy hoor, ons het maar nou net genormaliseer, is dieselfde boeke vir die volgende 15 jaar wat gelees word, so ek campaign nie dat hulle Christo se laities, en as al Christo se werk, jy weet, dit moet aanbeweeg, jy weet, is nie dat ek sê Adam Small het nie 'n plek nie, maar hulle moet ook bietjie die curriculum in daai manier, jy weet, laat vorentoe beweeg, jy weet, en die ander ding wat ek ook wil gesê het, in ons gemeenskappe ook, ons moet, ek dink ook soms, en ek sê dit, ja, my maag gaan my klap, maar ons moet mooi dink waar ons geld soms gee, want soms in ons gemeenskappe is daar geld, daar is mense wat bietjie het,
maar ons gooi dit op, jy weet, politici en al daai goeder. So ek wil ook soms net vir mense sê, gee maar dan nou die R50 vir die kinders wat die brigade moet loop hierdie naweek, en jy kan die een rugby game uitmis die naweek. You know, like daar's sulke klein goeders, maar dit is alles wat Christus sê. Dit kom maar ongelukkig van bo af onder toe. Ja. Dit kom van Woordfees af, maar ek weet nie of Saartjie hulle weer hierdie jaar dit gaan. Hy was laas jaar daar, ja. Hy het daar gedebuteer. Sy debuut gemaak. Ek was daar. Hy was. Inderdaad. Maar Herschel, speel hy nog verder by die Suidoosterfees? Hy het vanoggend klaar gemaak. Hy gaan nie aan 'n fees toe nie. So as mense dit nog wil kyk, pla maar vir Jana en al die groot koppe. Baie dankie almal vir julle aandag. Ons het nou aan die einde van ons tyd gekom. Christo, Herschel, baie dankie vir julle tyd en vir Baie julle dankie. insaag. Dankie Ken. As ook dankie aan die Jake Scherwel Foundation en Theo Kemp, voorsitter, vir die platform wat julle skep vir skrywers en hoe die omgewing wat julle kweek saam met die res van die kunste wêreld. Baie dankie.